Johannes 20 vers 1 tot 18 en ek gaan ook 'n paar ander skrifgedeeltes met u deel. Maar kom ons hoor wat gebeur hier in Johannes 20 vanaf vers 1 tot 18. So die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf al weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disippels toe vir wie Jesus baie lief was en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het hom uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. En toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daaraan gekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doeke wat om Jesus se kop was. Die doeke het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. En daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan en hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moes opstaan nie, en daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil, en terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk, en toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit, waar die liggaam van Jesus gelê het, een waar die kop en een waar die voete was, en hulle vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het, en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie. En nadat sy dit gesê, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. En Jesus vra haar toe, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? En sy het gedink, dit is die tydopsigte. En sy het vir hom gesê, meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal. En Jesus het vir haar gesê, Maria. Sy draai na hom toe en sê in Hebreëus vir hom, Rabboni, dit beteken leermeester. En Jesus sê toe vir haar, moet my nie vashou, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie, maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, en aan my God, wat ook julle God is. Maria Magdalena het vir die disipels gaan sê, ek het die Here gesien, en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. So hierso sien ons die mooi gedeelte in vers 1, die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Daarom het jy vandag 'n klip daar op jou stoel gekry. En net vir interessantheid, al die evangelies praat van hierdie gebeurtenis, en hierso in Markus 28 vers 2 staan daar die volgende, skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. So toe Maria daar aankom, was die klip alreeds weggevat gewees. Matteus kom en hy sê, skielik was daar hierdie geweldige aardbewing. Kom ek lees vers 1 ook. Hy sê, na die Sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. En skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan en die klip weggerol en daarop gaan sit. Johannes maak egter net melding van Maria wat na die graf toe gegaan het, en toe sy daar aankom, toe was die klip alreeds weggerol, weggevat gewees. Nou, Vrydag het ons diens gehou
en ek reken as ons moet teruggaan in die geskiedenis, was Vrydag, was redelik 'n gestarrel gewees onder die mense, daar was 'n groot lawaai gewees, daar was onsekerhede gewees, daar was dalk mense gewees wat gehuil het, ander wat geskree het, en ek dink dit was net 'n absolute, kan ek nou sê, 'n ervaring wat nie een van ons regtig sou wil deurmaak nie. Saterdag, gister, was stil Saterdag gewees, en hierso is ons op 'n Sondag, en ek probeer dink hoe Maria gehardloop het na die graf toe, of dalk geloop het, droewig. Het was 'n stil dag gewees, reken ek. Hulle het gerou. Maria was in rou gewees, en ek dink sy was baie onseker gewees. Maria Magdalena gaan na hierdie graf toe met 'n verwagting van dood, nie 'n verwagting van lewe nie. En daai oomblik toe sy soontoe loop, met daai rou, met daai seer, met daai onsekerheid, is daar net een gedagte wat sy het, en dit is dood. Sy sien glad nie lewe. Ek wonder soms hoe benader ons God. Glo ons regtig dat hy lewe? Dit wat ons vandag hier probeer uitbeeld, dit wat ons vir mekaar wil sê, glo dit of jy wil of nie, Jesus Christus lewe. En hoe wonderlik sal dit wees as ons na die kerk toe kom, hierdie gebou, met die hele gedagte dat Jesus Christus lewe. Ek weet hy lewe elke dag, en ek weet die gebou is maar net die gebou, en ons is die kerk, ek ken al daai goed, dan sal dit nie wonderlik wees, is ons nog steeds op 'n Sondag hier by mekaar kan kom, en hierso die krag ervaar, en mekaar net weer inspireer, en motiveer, sodat wanneer jy vandag hier uitstap, en wanneer jy môre weer terug is, in die wêreld, in jou werksplek, dat mense sal sê, waar is jy gewees, want jy ryk anderste, jy lyk anderste, jy praat anderste, hoekom is jy anderste? Dan sê man, weet jy wat, ek was gister net weer by 'n plek gewees waar my krag aangedoen is deur die allerheiligste, Jesus Christus lewe. En dit is die eerste ding wat haar aandag trek, is dat die klip is weggerol. Hy is nie meer daar nie. Dit is sommer net so interessantheid, daar is verskillende woorde vir wegrol. En al die evangelies praat van die klip wat weggerol is, wat weggeneem is, weggevat is. En daarom moedig ek altyd mense aan om te gaan sê van kyk ook net, onthou ons het een woord wat ons gebruik, maar die Griekse taal is baie ryk. En net vir ons, soos ek sê, hierdie is 'n bonus. As jy gaan kyk na die woord wat Matteus gebruik, en ek gaan vir my veiligheid en julle veiligheid nie die Griekse woorde uitspreek nie. As jy kyk na die Griekse woord wat Matteus gebruik, dan beteken dit hy is weggerol deur 'n engel. En dit beteken God tree kragtig in, God breek deur dood. Dis wat daai woord beteken. God het kragtig ingetree by hierdie situasie. As jy kyk na Markus sê dat die klip is eintlik weggerol en dit is reeds oop. So dit beteken die graf is oop en die graf bly oop. Dit is wat Markus vir ons probeer sê, is dat die graf is oop, die klip was weggerol gewees, die graf is dan oop en hy bly ook oop. Hy kan nie weer toegaan. Lukas gebruik ook 'n woord wat beteken God se werk is voltooi, die graf is oop. En ek hou nogals van die hele gedagte dat dit is voltooi. Daai werk is voltooi. Die graf is oop. Maar natuurlik het ek Johannes gekies vir vandag. Die hindernis is heeltemal weggeneem. Dis nie net oop nie. So Johannes sê vir ons weer dat die klip is heeltemal weggeneem. Jy sien hom nie, hy sien daar nie. Hy sien net weggerol nie, hy sien net een kant toe geskuif nie, hy is weggevat.
Nie net weggerol om Jesus uit te laat nie, maar ook weggerol om vir my en vir jou in te nooi. Wonderlik, ek en jy het die geleentheid elke dag om dit te beleef, om te sê dat die kroon is nie net weggerol vir Jesus om uit te gaan nie, die kroon is ook weggerol vir my en vir jou om in te gaan en te sien dat Jesus lewe, dat hy opgestaan het. Ek dank die Here daarvoor. Daardie klip simboliseer alles wat ons vasgevang het. En dalk ook nog steeds vandag vasvang in ons lewe. Maar God self het dit verwyder volgens Matteus 28 vers 2. En dit verander alles. Vrees, daai skuldgevoel wat jy het. Hoeveel mense is nie vasgevang in daai skuldgevoelens nie? Het 'n absolute aaklige skuldgevoel wat jy die hele tyd saam met jou dra. Vasgevang in sonde, in geestelike dood, en ook in 'n plek van hopeloosheid. Maar ek dank die Here. Johannes sê dat daai klip is weggeneem. En toe Maria daar aankom, toe sien sy dat daai klip weggeneem is. Daai klip is verwyder. Hy's opgetel. Dit is wat dit simboliseer. Daai klip is weggegooi. Jy sien hom nie meer. Hy's nie meer sigbaar. Mag dit ook die werk wees wat die Here vandag in jou lewe kom doen. Want die woord wat hy gebruik en wat Johannes vir ons wil simboliseer, is hy sê dit is 'n permanente verwydering. Permanent. Mag daar permanente veranderinge vandag in jou lewe kom. Mag jy hier uitstap vandag en sê, ek dink ek is permanent aangeraak deur die Here. Nou, die simbool wat Johannes gebruik, beteken dat hierdie grafsteen, soos ek gesê het, is volledig verwyder. En dis hoekom ek by die nagmaaltafel wil uitkom vandag. Sodat jy vandag hiernatoe kan kom en dat jy ook kan sê die dinge wat my bind, die sonde, die dood, die skuld, die vrees, wat dit ook al mag wees in jou lewe, dat die Here vandag sal kom en dat hy dit heeltemal sal wegneem. Dis nie net 'n bietjie oop nie. Hy sê net 'n bietjie een kant toe geskuif nie. Dit is heeltemal weg. Mag jy vanmôre die nagmaaltafel ook so benader dat alles net van jou al weggeneem sal word. Daai vrese, daai bekommernisse, daai hopeloosheid. Onthou wanneer Johannes kom en vir ons skryf, dan sien ons dat Johannes het 'n dieper geestelike verstaan. Hy sê die pad na die opstanding is nie net oop nie, dis oopgemaak deur 'n bonatuurlike daad wat die hindernis verwyder het. Matteus het natuurlik ons 'n ander woord wat hy gebruik. Hy sê die klip van hierdie ingang is weggerol. Dit beteken om 'n versperring oop te maak. Hoekom? Sodat ek en jy weer eens kan ingaan en vandag by mekaar kan hoor en dit kan spreek dat Jesus Christus lewe. Die klip word weggerol as 'n daad van goddelike ingryping. Dis nie iets wat 'n mens kan doen nie. Dis goddelike ingryping, sê Matteus, wat hier plaasgevind het. Mag daar vandag in jou lewe goddelike ingryping kom. Die fokus is op hierdie kragtige oopskeur van die dood se houvas. Hoe aaklig is dit om die hele tyd vasgevang te wees in al jou probleme en jou bekommernisse, die hele tyd met skuldgevoelens rond te loop. Dat jy net nie kan lewe nie. En daarom het Matteus hierdie sterk Joodse lesers in gedagte gehad en hy wys hoe God sigbaar en kragtig inbreek. Amper soortgelyk soos wat in Sinai en by Egipte gebeur het, waar God met al sy krag inkom en dinge laat plaasvind. En hierdie klip wat weggerol word, simboliseer dan dat God self die pad oopmaak na die lewe, nie 'n mens nie. God self is vandag betrokke in hierdie opstanding wat ons vier. So wat is die groot verskil? Johannes kom en hy beklemtoon die resultaat van opstanding. En hy sê daar's niks wat dit kan keer nie. Matteus kom en hy beklemtoon hierdie momentum van mag van opstanding.
Vir Matteus is hierdie klip dramaties weggerol. Die aarde moes bewe en die hemel moes ingryp. Johannes sê toe Maria kom, toe was die klip klaar weggeneem. Dus soos God sê, ek vat dit weg en dit weer nie meer. Jy kan inkom, daar is die klip. Klip is weggeneem. Vrees, skuld, sonde, dood. En die mooiste van alles is God en dit self gedoen. So wat keer jy nog? Die pad is oop, die klip is weggeneem. Jesus lewe, wat keer jy? Wat keer jou om 'n geesvervulde Jesus lewe te leef? Hoekom leef ons dit nie altyd nie? Hoekom wys ons dit nie altyd nie? Hoekom spreek ons dit nie altyd nie? Wat keer ons? Die pad is oop. Die klip voor die graf was swaar gewees, dit was 'n voorspelling gewees, jy kon nie ingaan nie, en vir Maria en hierdie disippels was dit 'n herinnering aan finale verlies. Die feit dat die klip daar was, hulle gesê, dit is finaal, niks kan meer gedoen word. Maar God stuur 'n engel om hierdie klip weg te rol. So dalk is daar klippe in jou lewe wat jy ook nie vandag kan skuif nie. Dalk is dit een van die redes hoekom jy ook kerk toe gekom het. Want jy besef dat daar so 'n paar dinge in jou lewe, jy gaan dit nie geskuif kry nie, my vriend. Jy met al die beradings wat daar mag wees. Enigste iemand wat dit vir jou kan wegrol is Jesus Christus. Verslawings, trauma, selfverwerping, wat dit ook mag wees, God kan dit vanmôre wegvat. Hy sê in Romeine 6 vers 4, ons is saam met hom begrawe, sodat ons ook in 'n nuwe lewe kan wandel. Wat se klip in jou lewe is daar, wat jy daar dink, God sal hom nie kan wegrol? As iets in my lewe, klip in my lewe, 'n situasie in my lewe, omstandighede waaraan ek vasgevang is, en ek dink God kan dit nie wegrol nie. Is daar so 'n situasie waaraan jy kan dink? Maar dit nie sê nie. Want vanmôre sê ons vir mekaar, daar's niks. Hy ken jou by jou naam. Jesus verskyn aan Maria Magdalena. Sy dink hy is 'n tuinier. Sy het hom glad nie verwag nie, totdat hy haar naam noem, Maria. Ek wonder het Jesus vir haar gefluister? Hy het gesê, Maria! En het gesê, Maria? Wou Jesus haar verras? Ek bedoel, hy kon sê die eerste aan Petrus of dalk aan Johannes verskyn het, maar hy kies Maria, 'n vrou met 'n stikkende verlede. Dit is wie Jesus kies. Met jou verlede. Sy was nie net 'n toeskouer van die kruis nie, sy word nou 'n draer van die opstandingsboodskap. Ek wil vanmôre vir jou weer sê, en jy weet dit, Jesus sien jou. Jy is nie net 'n nommer in die skare nie, jy is nie net 'n nommer wat vandag hier sit nie. Hy ken jou en hy ken jou by jou naam. En wanneer hy jou naam noem, dan bring dit lewe terug waar dood was. In 2 Korintiërs 5 vers 17 staan daar, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Hoor jy vandag hoe Jesus jou naam oorfluister? Hoor wat sê, ek sien jou. Hallo Johan. Hallo Precious. Hy hoor jou. Hy sien jou, hy soek reaksie by jou. Wonderlik om te weet dat God gebruik die een wat in haar rou en in haar pyn gebly het om die wêreld se eerste opstandingsgetuie te wees. Kolossense 3 vers 1 tot 3 wat sê, soek die dinge daarbo waar Christus is. Dalk het jy jouself op 'n manier uitgeskuif uit die koninkryk uit. Maar het jy ooit daaraan gedink dat jy dalk nie een kan wees wat 'n opstandingsboodskap het vir iemand?
Dalk voel jy my seer en my pyn is net te veel. Dink jy Jesus kan my gebruik nie? Waarvan is jy vanmôre hier sit? Waarvan is jy die een is wat vanmôre hier sit, wat sê dat ek het 'n opstandingsboodskap vir iemand anders? Waarvan is daai een persoon wat vandag hier sit, vir daai een persoon wat nie vandag hier is nie, 'n opstandingsboodskap kan bring en daai persoon se hele lewe word verander? Wat dan? Ons praat vanoggend toe ons hier agter staan en bid en ek sê, geweldig wat die impak het van om nie 'n klavierspeler en 'n drummer te hê nie. Dis net twee mense. Dis net twee mense wat nie vandag hier is nie. En dit maak 'n geweldige impak. Ja, vir ons wat hier staan, het dit 'n geweldige impak. Net vir twee mense wat nie hier is nie. En toe begin ons sommer so dink, wat daarvan as jy in die koninkryk is en jy maak nie gebruik van dit waarvoor die Here jou wil gebruik nie, jou gawes en jou talente. Sê nou jy gebruik dit nie. Besef jy dat daai een gawe wat jy het, of daai een talent wat jy het, kan 'n massiewe verskil maak in die koninkryk. Gebruik ons dit? Lewe ons 'n opstandingslewe. Ek sluit af. Wat beteken dit dan vanmôre vir jou? Ons het so vinnig sommer maar net genoem. Wat beteken dit dat die klip weggerol is? Verskillende evangelies, verskillende betekenisse. Jou van Johannes wat sê daai klip is absoluut heeltemal weggevat. Dit is verwyder, opgetel, weggeneem. Ek sien hom nie. En ek dink al die evangelies probeer op 'n manier eintlik maar net vir ons sê dat die graf is oop, die graf is leeg. Jy kan ingaan. En as dit so is vanmôre, dat ons dit glo, dan wil ek sommer net 'n paar dinge by ons los. Besef jy vanmôre dat jy toegang het tot God se teenwoordigheid? Weet jy vanmôre dat daar niks te swaar is vir God se krag om in te tree in jou lewe? Wat dit ook al mag wees. Weet jy dat jy vanmôre nie in jou donker verlede hoef agter te bly nie, sodat jy kan oorbeweeg en dat jy 'n lewe kan hê, 'n lewe in volheid, 'n lewe in lig. Jy kan vanmôre opstaan in die krag van die Gees en 'n nuwe lewe leef. Vir die rede, die maklikste rede, Jesus Christus het opgestaan. Kom ons sluit ons. Vader, dankie dat ons vanmôre by die nagmaaltafel kan staan wat vir ons net so kosbaar is. En wanneer ons bewus raak, Vader, van hoe dit gedek is, en ons kyk op die stoele, die klip, dan sê vir ons weer eens vanmôre opnuut, dat die klip is vir my weggerol. En ek wil vanmôre vra in die naam van Jesus, Vader, as jy enige iemand is wat op hierdie oomblik hier sit, wat sê daar is 'n klip in my lewe, wat weggerol sal moet word. Ek het nie die krag om dit te doen nie. Ek het nie die know-how om dit te doen nie. Niemand anders kan help nie. Niemand anders het raad nie. Wil jy nie asseblief vanmôre kom, Here, en klippe weggerol uit mense se lewens nie. Ek wil vra as jy vanmôre hier sit en jy sê daar's 'n klip in my lewe. Daar's 'n klip wat weggerol moet word. Op hierdie stadium is daai klip is vir my soos 'n hindernis. Ek kan nie in beweeg nie. Ek wil die opstandingskrag van Jesus Christus beleef, maar dit voel of daar 'n klip is wat in voor daai ingang is dat ek nie deurbraak kan kry nie. Nie net vanmôre net klaar aankom. Ek sê Here, ek het 'n klip. 'n Klip wat weggerol moet word. So 'n klip wat te groot is, ek weet nie hoe om dit te doen nie. Dankie. Die Here is in die hande en hy verstaan. En so wil ek vandag vra, Vader, vir elkeen wat vanmôre hulle hand opgesteek het, wat sê, ek sit hier met 'n klip, wat ek nie kan skuif nie. Ek is te lig vir dit.
Niemand anders kan dit ook namens my skryf nie. Net U kan dit skryf. Here, ons kom vanmôre met die opstandingsboodskap. Wil ek daai situasies aanspreek. Vir elkeen wat vanmôre haar hand opgesteek het en gesê, Here, ek het daai klip. Wil ek vra in die naam van Jesus Christus, dat U met U volle opstandingskrag sal kom, Vader, en dat daai klip nie net weggerol sal word nie, maar dat daai klip totaal en al verwyder sal word in die naam van Jesus. En dat ons die volle opstandingskrag sal kan ervaar, dat hulle sal kan ervaar in hulle lewe. En so kom ons as 'n gemeente vandag sê, dankie Here, dankie dat ons vandag by die nagmaaltafel kan staan wat vrolik is en ons is hartseer dat ons weet dat U lewe in ons, U bring verandering in ons. En mag ons vanmôre net weer eens opnuut die opstandingskrag van Jesus Christus in ons lewe ervaar. Mag ons dit nie net hier hou, die Here, help ons, Heilige Gees, dat ons dit ook sal uitdra buitekant toe en daar 'n groter impak sal maak. Dat mense sal kan sien, Jesus Christus lewe. Name above all names. Amen.